Goeiemôre almal. En 'n geseënde Kersfees. Ek kan nie dink ons is al hier in hierdie tyd van die jaar nie. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam tot die Here. Liewe Vader, ons sit vanoggend hier voor U en Here, ons harte is vol. Ons harte is bly. Ons verlosser is gebore en ons mag dit vandag bely. Here, dankie vir U liefde, U genade, U beskerming en U nabyheid. Here, dankie dat ons vandag hier mag saam wees as familie, as vriende. En Here, net mag herdenk dat ons verlosser werklik gebore is. Ons sondes in 'n oomblik vergewe is. En ons deel is van U koninklike huisgesin. Amen. Die fotum wil ek vanoggend vir ons lees uit een van die eerste kere in die Bybel wat daarvan gepraat word van 'n verlosser wat gebore gaan word vir ons. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Immanuel beteken God met ons. God kom vanoggend na elke liewe een van ons toe en hy kom groet ons in die naam van die Vader, die Skepper van hemel en aarde. Hy kom groet ons vanoggend in die naam van Jesus Christus, sy Seun, die Verlosser wat vir ons gebore is. En hy kom groet ons vanoggend in die naam van die Heilige Gees, ons trooster en die een wat by ons teenwoordig is. Amen. Ons gaan nou oorgaan na die aansteek van die kers toe. Ek gaan vir julle vra, julle sal sien, daarso is een wat sê gemeente. Dit is wat julle as gemeente dan hardop saam sê, daar is 2 van hulle. So ek gaan vir ons begin. Ons steek vanoggend die Christuskers aan om ons te herinner dat die lig vir die wêreld werklik gebore is. Hy is die een wat Kersfees na ons toe gebring het. Dan kan julle sê die volk wat in die donker geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Vir ons is 'n seun gegee, hy sal heers en hy sal genoem word. Liefdevolle Vader, dankie vir daardie nag en vir alles wat dit voorstel. Dankie vir die hoop wat U aan ons geskenk het. U bring vir ons die vrede. U bring vir ons die hoop. U bring vir ons die liefde. En U bring vir ons die vreugde. Terwyl ons kyk na hierdie kersse wat besig is om te brand, dink vir 'n oomblik waar ons is vanoggend. Na 'n lang jaar wat verby is, baie goed wat gebeur het, sit ons vanoggend hier in God se huis bymekaar. En ons kan sê, ons verlosser is gebore. Die teks wat ons vanoggend gaan lees, is uit Lukas 7 uit.
En voordat ons gaan lees, gaan ek eers vra, kom ons sit so, dan raak ons net rustig voor die Here. Liewe Vader, hier waar ons vergader is voor U naam, wil ons vir U regtig vra, kom breek U woord vanoggend vir ons oop, sodat ons werklik kan verstaan, werklik kan inneem, wat hierdie Kersoggend vir ons vanoggend kan beteken. Here, kom en maak ons harte en ons verstand, en ons ore en ons oë oop, sodat ons kan sien, sodat ons kan inneem, en sodat ons kan weet, ons verlossing is in U. Here, dankie vir U liefde. Here, dankie vir U genade. Here, dankie dat U ons elke een so lief het, dat U U enigste seun aarde toe gestuur het, om hier onder ons te kom bly, te kom woon. Here, help ons om net soos daai klein baba, Here, vanoggend te weet, ons kan op U vertrou. Vanoggend kan weet, by U is ons veilig, by U is ons skuiling, en by U kan ons werklik die betekenis van 'n ware lewe binne in Christus sien. En waar ook al ons vandag onsself mag bevind, of waar ook al ons dalk vandag mag familie hê wat na ons toe moet ry, wil U by hulle wees, dat hulle veilig hier sal uitkom, of ons veilig daar, totdat ons almal weer veilig by mekaar is. Here, ons bid dit en ons vra dit in U groot en almagtige naam alleen. Amen. Ek lees vir ons vanoggend die lofsang wat Maria tot die Here gedoen het. Die lofsang van Maria. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in 'n geringde omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges is in hulle eie wa tot sy het hy uitmekaar gejaag. Magbeheptes het hy van trone afgeruk en geringdes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toe gesê het aan ons voorvaders aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Ek het gedink om vanoggend anderste te begin. Anderste as die normaal. Anderste as dit waarin ons gewoond is. Anderste as om by die krib te begin. Of by die engel. Of by 'n sterrekyker, 'n wyse man. Of by wagters in 'n veld. Maar om vanoggend te begin by 'n jong moeder wat besig is om God te loof en te prys. Dit wat met haar besig is om te gebeur, is nie die normaal nie. Is nie wat 'n mens sal verwag nie. Is anderste. Sy staan op die brink
om alles te verloor. As jy as jong Joodse dame, wat nog nie getroud is nie, swanger word jy uit die gemeenskap uit weggejaag. Jy verloor jou beskerming. Jy verloor jou huis. En jou familie kry 'n ding teen hulle naam. Maar buite al hierdie omstandighede, in al hierdie werklikhede, wat sy in die gesig staar, kies sy om 'n loflied aan die Here te bring. Sy kies om op God te vertrou. My siel maak die Here groot. Nie my lewe maak ewe skielik sin nie. Nie my omstandighede is ewe skielik makliker nie. Maar God is groot. Ons wat vandag hier sit, mag dalk dink, Maria is bietjie naïef. Besef Maria wat werklik gebeur? Het sy al haarself ingestel op die veranderinge wat voor haar voordeur staan? Maar sien, hierdie loflied wat sy bring, is nie om te vlug van ons situasie af nie. Is nie om ons situasie te ontken nie. Maar dis diep. Dis Bybels. Dis teologie. Dis die woord van God wat waar word binne in haar. Sien, geloof gaan nie altyd net oor die verklaring nie, maar dit gaan oor die aanbidding. Met ander woorde, dit gaan om vir God te loof en te prys in die onbekende, in die onverstaanbare. Ons in vandag se lewe is deel van 'n groep mense wat glo aan bewyse, aan wetenskap. En ek sal glo sodra ek dit kan bewys. En hier doen sy radikaal die teenoorgestelde. Sy het nog niks om te bewys nie. Sy het nie idee hoe dit gaan uitdraai nie. Maar aanbidding is haar beginpunt. En mens sien dit eintlik op so baie verskillende plekke in die Bybel. Nie net hier by Maria nie. Maar ons sien dit by haar tannie, Elisabeth. Ons sien dit by Saggeus, by Sagaria, by Noag. Ons sien dit by koning Dawid, wat dans. Eerste te aanbid en dan te verstaan. Eerste stil te raak. Eerste God se grootheid te sien. En dan vorentoe te gaan. En dit bring ons by wat Kersfees vanoggend vir ons kan beteken. Ons redding begin nie by 'n verklaring nie, maar by aanbidding. Dit begin nie by dit wat ons verstaan nie. Dit begin by dit wat ons nie verstaan nie. Die onverstaanbare. Dis waar Kersfees begin het. Hy het omgesien vir die geringde. Die hart van Kersfees. Die rede hoekom dit nodig was vir Jesus om mens te raak. Om aarde toe te kom. Om onder ons te kom woon. Vir die geringdes. God het ons raak gesien. God het die mense raak gesien wat hom so nodig gehad het. Die mense wat verdruk is. Die mense wat uitgestoot is. God het hulle raak gesien. En hy het sy seun af aarde toe gestuur.
om nederigheid af te bring aarde toe. Jesus kon maklik in 'n paleis gebore geword het, met slavinne en slawe wat hom bedien. Maar hy is nie. Hy's gebore in 'n stal, waar dit dalk so 'n bietjie gestink het. Dit was nie 'n hotel nie. Dit was ver van dit. Maar dit is waar ons verlosser gebore word. As mens, nederig, in doeke toegedraai. Anders as die normaal. Anders as hoe ons dit sou wou gehad het. Hierdie groot verlosser. Anders. God sien vir Maria raak. Hoe sy eintlik weerloos staan teen die wêreld. Teen die reëls. Teen die normaal. Staan sy weerloos. En dit wys vir ons dat God nie net omgee oor die groot geskiedenis nie, die groot gebeure nie, maar hy gee ook om vir die wat dit dalk nie eers besef nie. In hierdie geval gee hy om vir die vrou, vir die moeder. In my verhaal gee hy om vir my, in my omstandighede. My naam is nie een of ander groot geskiedenisboek opgeskryf nie. Maar my naam is in God se boek opgeskryf. Dis anders as hoe die wêreldmagte dit altyd dalk wil sien. Ons sien wie's gereeld in die nuus. Ons sien wie is die persone wat heeltyd gesien word. Hier sit van ons wat bietjie meer agtertoe is en half voel, maar ek word nie raak gesien nie. Niemand gee om oor my nie. Niemand gee om oor my gesin nie. Ons moet maar net voortgaan in hierdie sukkelende wêreld. En hier kom God en sê, ek sien jou raak. Ek sien jou geringdheid raak. Ek is met jou. My vrede en my vreugde daal oor jou neer. In jou onbekende omstandighede. Mag ons net soos Maria vanoggend bely, maar Jesus is ons verlosser. God is nie ver nie. God is nie stil nie. God is nie onbetrokke nie. Ten spyte van wat ons omstandighede vir ons wil sê, is dit bloot eenvoudig nie waar nie. Christus, God, het ingekom. Hy het vlees geword. Hy's naby ons. God is anderste. Binne in Maria se skoot is daar besig om 'n baba te ontwikkel. Omdat God die nood van die mensdom raak gesien het. En meer logies as dit kan ek dit nie verduidelik, dat verandering aan die binnekant begin nie. Ons almal weet hoe vorm 'n baba oor 9 maande binne in 'n moeder se skoot. Daai proses kan nie buite haar liggaam gebeur nie. Dit verander haar. Heeltemal. Maria het Jesus se skoppe gevoel. Sy het ook dalk gewonder oor die toekoms van hierdie klein baba seentjie. Verandering begin binne, nie buite nie. Dis hoekom Christus binne in ons leef. Die asem binne in ons ingeblaas het. Verandering begin aan die binnekant. En Maria se lied gaan nie net oor haarself nie.
Maria se lied gaan nie oor beskerm my, doen dit vir my en dan sal ek dit vir u doen nie. Dit gaan verder, dit gaan wyer, dit gaan dieper. Dit gaan oor die wat honger is, wat dors is. Oor die wat die mensdom vergeet het. Dis waaroor haar lied gaan. Dis waaroor haar aanbidding tot God gaan. Here, wees by my. Wees by hierdie kind. Wees by hierdie wêreld. Sodat ons hierdie verlosser, hierdie Immanuel kan ontvang. Sodat ons harte kan oop wees vir dit wat kom. En hierdie kind is die begin daarvan. Het gaan oor God se koninkryk. Ja, die werklikheid staan ons nog steeds in die oë van kommer, van pyn, van harte wat gebreek word, van bekommernisse oor die toekoms, omstandighede wat nie altyd aangenaam is nie. Dis nog daar. Maar God sê, moet nie jou skatte hier op aarde bymekaar maak nie, maar maak dit by my bymekaar. In die Bybel staan daar, julle gaan nie altyd die lewe maklik hê nie. Dit gaan vol dorings wees. Maar weet verseker, ek as julle koning, as julle vader, staan by julle. Is by julle. Kom eet by my, kom drink by my van die water en van die kos wat ek gee en julle sal nie weer dors word nie. Julle sal nie weer honger word nie. Gaan na God toe, binne in die omstandighede waarin ons is. In die onbekende. Loof en prys sy naam, voordat daar verklarings is. Hy het gedink aan sy barmhartigheid. Aan sy beloftes. God is getrou. Hy het vir Abraham gesê, ek sal by jou wees van geslag tot geslag. Hy het nie gesê, hier gaan my betrokkenheid ophou nie. Hy het dit ook 'n paar keer gevoel hy wil, maar dan sien ons hoe gaan hy elke keer terug. En elke keer gaan sê hy vir die volk, ek is vir julle genadig, ek het vir julle lief, kom na my toe. En dan draai die volk weer terug. En dan gaan die volk weer vir 'n bietjie weg. En dan kom die volk weer terug. En ek dink dis die lewe wat ons vandag nog steeds lewe. Vanoggend voel ek goed. Ek voel goed, ek word met 'n lied in my hart wakker. Teen 10:00 vandag het iemand my alweer kwaad gemaak en dan is my hele dag sommer weer onvergewerk. Het gaan oor getrouheid en gehoorsaamheid. Die God van Abraham, die God van Dawid, die God van Maria, is die God van hierdie klein baba seentjie. Is steeds die God van ons. Op hierdie Kersoggend. Is hy nog steeds die een wat by ons is, wat in ons bly, wat ons nuut maak. Hierdie Kersfees herinner ons dat ons nie agtergelos word nie. Dat ons nie vergeet word nie. Maar dat God getrou bly, selfs tot nou. As nageslag van hierdie groot belofte. As mense wat deel is in hierdie verbond. En hierdie kontrak wat nie kan eindig nie. Daarvan is ons deel. Hierdie lied van Maria is nie net iets wat ons moet hoor nie. Dis nie net iets wat in die Bybel opgeskrewe is, omdat hulle genoeg spasie gehad het daarvoor nie.
Dit is daar vir 'n rede. Dit bring verandering. Maar dis iets wat ons elke dag moet leer, moet aanwerk. In hierdie Kersoggend mag ons weet dat God groot is. Mag ons weet dat sy ontferming vir elke liewe een van ons is. En dat ons die ligdraers is van God. Wanneer ons nou by hierdie deure uitstap en in 'n lekker Kersete instap, daar is God. Hier is God. Wanneer ek dalk 10:00 vanmiddag kwaad raak, want een van my familielede het alweer iets gesê wat hulle maar liewerste nie moes gesê het nie. Daar is God ook. God het gekom. En hy het klaar kom doen wat hy gesê het hy gaan doen. Hy het klaar aan die kruis gehang. Ons verlossing is klaar bo op ons. Laat ons ligte helder skyn. Ek wil begin afsluit. En ek wil regtig sê hier, ek weet nie 20 minute voor, in 2025, op 'n donderdagoggend, op Kersdag, wil ek regtig hê ons moet onsself vra, wat wil ons van vandag af hê? Wat is dit wat my hart nodig het? Wat is dit wat ek regtig moet wegskuif om te besef, God is binne in my. Verandering kom van die binnekant af. En mag ons dan net soos Maria in 'n onbekende situasie vandag vir God sing. Vandag op God vertrou. En vandag vir God verwonder, bewonder. En weet, daai kindjie in doeke toegedraai in 'n stal wat nie lekker ruik nie, is vir my gebore. Sit jou naam vooraan. Daai kindjie is vir Monnezel gebore. Sit jou naam daar. Neem dit in. En laat dit jou hart verander. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Liewe Vader, ons wil vir U kom loof en vir U kom prys en vir U kom sê dankie. Dankie vir 'n weerlose baba wat gebore is, wat gevorm is van U Heilige Gees af. Here, dankie dat U ons elke een gemaak het, dat ons U kinders is, dat U ons lief het, dat U ons ontferm, en Here, dat U ons net innooi binne in U huisgesin in. Here, gaan nou saam met elke liewe een van ons. Wees by ons, sodat ons kan weet, U is groot. Groter as dit wat ek in my hart en my gedagtes saam met my dra. Groter as my vrese, as my bekommernis. Help ons om 'n danklied te sing, binne in die onbekende omstandighede waarin ons gedompel is. Voor 'n nuwe jaar staan ons almal met vrae. Here, wees by ons. Here, beskerm ons. Lei ons en dra ons, sodat ons werklik soos kinders van U kan dink en kan reageer. Dankie vir U liefde en U genade. Amen.